Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer opgewek is, dat ons die nuwe dag tegemoet kan gaan in sy wonderlike naam. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook ryklik sal seën terwyl ons vanmôre gaan aangaan met ons reeksie boodskappe vanuit die boek Spreuke. Ons is nou by die 15de hoofstuk en jy sal sien soos ons verder vorder in elke hoofstuk, gaan ons bietjie meer verse hanteer omdat daar hier en daar 'n herhaling is en dan weer 'n nuwe gedagte in 'n bepaalde vers. So, jy sal sien baie keer hanteer ons net een vers, ander kere 2 of 3 verse. Vanmôre gaan ons 4 verse hanteer. Spreuke 15, ons gaan daar vanaf vers 14 tot en met vers 17 hanteer en ons gaan 'n hele paar gedagtes raak sien wat handel oor die verstandige mens, die bedrukte mens, die eerlike en oneerlike mens en wat die Here daaroor te sê het. Kom ek lees vir u. Daar staan: die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Liewer 'n porsie groente waar liefde by is as 'n vetgevoerde bees en haat daarby. Nou kosbaar om te sien, vriende, hoe in tyd God se woord is en hoe wonderlik God se woord ook vir ons vandag is wat lewe in die jaar 2024. Nou vriende, as ons kyk na vers 14, dan sien ons hoe Salomo sy seun onderrig en hoe die Here ook deur die Heilige Gees ons onderrig in hierdie groot waarheid. Want daar staan: die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. U kan sien die hart word teenoor die mond gestel en die Bybel sê vir ons die hart van die verstandige soek na kennis. Hierdie verstandige is ook die gedagte van iemand wat onderskeidingsvermoë het, iemand wat dink voor hy praat. Die Bybel sê hierdie persoon soek kennis. Die dryfveer binne hom is om God te verheerlik, te weet wat God vanuit sy woord sê, sodat hy ook God se naam kan eer in die lewe wat hy leef. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat die Heilige Gees die een is wat deur die waarheid van die woord aan ons kennis en verstand gee. Kom ek lees gou vir u. In Jesaja 11 lees ons hierdie woorde. Dit handel oor die Here Jesus, die Messias wat sou kom, maar is ook van toepassing op die kinders van die Here, want Jakobus 1 vers 5 sê ons kan die Here bid vir wysheid en sy Heilige Gees is die een wat wysheid gee. Maar kom ek lees vir u wat staan hier. Daar staan: maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. En ag vriende, dis presies wat hierdie vers ook vir ons wil kom leer. Dat iemand wat verstandig is iemand wat daagliks vir die Here vra: Here, skenk aan my 'n wyse hart. Vul my met u woord, geïnspireer deur u Heilige Gees, sodat ek kan weet hoe om ieder en elk te antwoord. En dis die gebed van my hart, dat ek daardie gesindheid sal koester en daagliks voor die Here ons hart sal neerlê en sê: Here, vul my met die wysheid en kennis en insig wat u in die blaaie van die Bybel vir my opgeteken het. Die Bybel sê aan die ander kant, die dwaase gaan met sotheid om. Met ander woorde, sy mond is vol boosheid, want sy hart is leeg. Ag vriende, daar's 'n ou spreekwoord wat sê: leë blikke maak die meeste lawaai, en ons vind dit vandag nog steeds. Die wyse praat nie baie nie, maar as die wyse praat, kan jy hoor wat hy sê, want daar's kennis, daar's insig, daar's verstand. Die dwaase is soos 'n leë blik, hulle lawaai baie, hulle praat baie, maar hulle sê eintlik niks. Daarom bid die Here dat jy 'n verstandige hart sal hê, 'n hart wat soek na kennis. Die volgende vers sê: al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Nou vriend, hierdie gedagte is vir my baie kosbaar, want u sien ons almal beleef van tyd tot tyd stryd, verdrukking, 'n hartseer. En ons het reeds daaroor gepraat by die vorige oordenking ook. Die Here sê vir onsself, ons sal deur baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. Johannes 16:33, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Maar aan die ander kant sê die Bybel vir ons baie duidelik dat die vrolike van hart het gedurig deur fees. So wat is die onderskeid en waar moet ons die onderskeid tref en waarom word hierdie twee teenoor mekaar gestel? Vriende, die eenvoudige antwoord is dat kinders van die Here, soos wêreldlinge, soos ongeredde mense, gaan deur verdrukking, gaan deur stryd, gaan deur hartseer, maar ons hartsgesindheid, die hantering daarvan, ons gesindheid teenoor die stryd, verander ons lewe, verander ons uitkyk op die lewe en vul ander met vreugde en blydskap. Kom ek gee vir 'n praktiese voorbeeld of twee. Ons dink aan die man Habakuk, gaan deur geweldige stryd en hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie en hy noem al daai dinge, dan sê hy nogtans sal ek jubel in die Here. Die
Die apostel Paulus gaan deur geweldig baie stryd. Hy sê, hy word as 'n drankoffer uitgegiet. Eenvoudig dat sy lewe besig is om vinnig verby hom te gaan en hy ly en hy word gemartel ter wille van die saak van die Here. Daar is mense wat hom te nakom, die gemeentes kom hom te na. En ag vriende, wat is Paulus se gesindheid? Kom ek lees gou vir u daar in Handelinge, die 20ste hoofstuk. Dit was vir my so mooi toe ek dit vanmôre weer raak lees. Daar staan in Handelinge 20 vers 22. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking my wag. Maar hoor sy gesindheid. Maar ek bekommer my glad nie. En ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Is dit nie vir u 'n pragtige gesindheid nie? U sien vriende, dis presies wat Salomo hier sê. Die bedrukte, die persoon wat hierdie stryd in die oë staar, hierdie probleme in sy lewe het, is iemand wat heeltyd top daaroor, hy's besig in sy eie wêreldjie. Want u sien, niemand word depressief gebore nie. Niemand word bedruk gebore nie. Dis ons omstandighede en die gebeurtenisse en die dinge wat aan my kant toe kom, wat my of bedruk gaan maak en suur gaan maak en bitter gaan maak teenoor die lewe. Of ek gaan dit sien as uit die hand van God afgeweeg vir my, om my te heilig, om my voor te berei vir die heerlikheid, en dan is my gesindheid soos die apostel Paulus. Ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie. Ek dink nie die Here is hier om my heeltyd te bederf en my lewe vir my gemaklik te maak sonder probleme en sonder uitdagings nie. Nee, my oë is gefestig op hom. Ek is sy kind, ek behoort aan hom. Hy het my dier gekoop en wat hy goed dink, is goed vir my lewe. En ek hou my oë gefestig op hom sodat ek nie bedruk nie, maar met 'n vrolike hart gedurig deur fees kan vier in die feit en wete dat hierdie stryd nie vir altyd sal duur nie. Dink maar aan die man Job. Dink aan soveel gevalle in die Bybel hoe die Here die blydskap in die harte kom gee te midde van stryd. 13 keer in Filippense hoofstuk 1 tot 4 sê die apostel Paulus, verbly julle. Dis nie vir my onnodig om dieselfde dinge oor en oor vir julle te sê nie, want die blydskap in die Here is belangrik. Daarom vriende, jou en my gesindheid bepaal dikwels ons uitkyk op die lewe. Daarom niemand word depressief gebore nie, maar ons word depressief, ons word neergedruk deur ons omstandighede as ons dit kyk deur die bril van ons vlees en wat ons dink ons verdien, in plaas van deur die bril van God se woord, dat hy ons wil gebruik en wil heilig. Die volgende vers sê, liewer 'n bietjie in die vrees van die Here, as 'n groot skat en onrus daarby, liewer 'n porsie groente waar liefde by is, as 'n vetgevoerde bees en haat daarby. Wat Salomo eenvoudig hier vir ons wil sê is, meeste mense as jy hulle keuse kan gee, tussen rykdom en geluk sal hulle rykdom kies, tot hulle die rykdom kry. As hulle die rykdom het, kom hulle later agter dat hierdie rykdom geen vreugde bring, geen blydskap bring nie. Daarom is daar mense wat ryk was en wat miskien alles verloor het, wat vir jou later sal sê, weet jy wat, die vrede wat ek nou in my huis het, die geluk en die blydskap wat ons nou onder mekaar het, is vir my meer werd as die rykdom wat ek gehad het. En dis presies wat die Bybel vir ons wil kom leer, want jy sien, ons lees daar in 1 Timoteus, die 6ste hoofstuk, die 6ste vers wat sê, maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is groot wins. Wat is 'n groot wins? Wanneer ek vergenoegd is in my lewe. Die Bybel sê ons het niks in die wêreld ingebring nie, dis duidelik ook dat ons niks daaruit sal wegneem nie. As ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Ag vriende, hoeveel hartseer verhaal het ek al gehoor, waar mense baie het, maar hulle het nie die Here nie. Hulle het baie, maar hulle het nie blydskap in hulle lewe nie. Hulle het baie, maar hulle het nie vreugde nie. Hulle het nie hierdie onderlinge liefde wat die Bybel van praat nie. Die Bybel sê vir ons so baie duidelik, daar in 1 Korintiërs 13, en u ken almal die liefdeshoofstuk in die Bybel. En hierdie liefdeshoofstuk sê vir ons baie. Ek lees gou vir u 'n paar verse. Die Bybel sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge versit en ek het nie die liefde nie, sou ek niks wees nie. Al sou ek my goed uitdeel en my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. En dis presies wat Salomo vir ons wil kom leer. Nog voor die boek Korintiërs geskryf is, het Salomo al reeds geweet. Liewer 'n porsie groente waar liefde is, as 'n vetgevoerde bees en haat daarby. Vriende, dank die Here as jy werk het.
Dank die Here vir die kos wat jy op die tafel kan sit. Dank die Here vir 'n vrou wat daai kos in gereedheid kan bring. Dank die Here dat julle samehoorig kan wees rondom die etenstafel en die bietjie wat die Here vir julle gee, in dankbaarheid kan geniet. Voor 'n mens streef na en jaag na en hardloop na en begeer na al die dinge van die wêreld en later deurboor dit jou met baie smarte. Daardeur sê ek nie dis verkeerd om rykdom te hê nie. Ek sê nie dis verkeerd om oorvloed te hê nie. As die Here jou seën soos hy vir Abraham en Isak geseën het met oorvloed, dank hom daarvoor, maar pas op dat dit jou nie begin besit nie. Ek sê dikwels van mense, is nie 'n sonde om geld te besit nie, maar as geld jou besit, dis waar die probleme inkom. Dis wat Salomo hier sê. Daarom sê hy, liewer 'n bietjie in die vrees van die Here. Met ander woorde, dit wat ek het ek op 'n eerlike manier verkry en daar is vrede in my hart voor ek die vetgevoerde bees gaar maak en as onrus in my hart, dit verwek twis met my geliefdes en dit bring soveel hartseer en pyn in my lewe. Mag die Here vir ons genade gee, vriende, dat ons verstandige mense wees, dat ons nie depressiewe, bedrukte mense sal wees, omdat ons voel die lewe te verkeerde hand vir ons uitgedeel nie. Dat ons ook eerlik sal wees en die oneerlikheid sal vermy en met 'n eerlike hart vir die Here sal dank vir wat hy vir ons gee en dan sal geniet in die liefde van die Here wat hy vir ons gee. Vriende, groete vir u, kan nog baie daaroor sê, ek vra dat u so 'n bietjie verder sal nalees daaroor en die Here sal verheerlik ook in u lewe. Groete vir u, mooi dag verder, tada.